Goeiemôre en welkom terug by die Wiskunde Broers. Vandag kyk ons weer na meetkunde en meer spesifiek gaan ons kyk na reguit lyn meetkunde. Wat ek net sal sê voor ek verder gaan is baie keer wanneer ons hoor reguit lyn meetkunde, dink ons aan verwisselende hoeke, ooreenkomstige hoeke en kobinnenhoeke. Hierdie is nie wat ons vandag nog gaan kyk nie, maar ons het 'n video op daai tema alreeds. Ek sal die link net hierbo in 'n skakeltjie sit, gaan kyk gerus na daai video ook. Vandag se video gaan primêr gefokus wees op hierdie 3 kategorieë. Ons kyk na hoeke op 'n reguit lyn, hoeke om 'n punt en regoorstaande hoeke. Daai 3 eienskappe gaan ons vandag bietjie ondersoek en kyk of kan ons 'n paar oefeninge, dalk selfs 'n bietjie van 'n moeiliker voorbeeld som na kyk. Wanneer ons kyk na die eerste eienskap, hoeke op 'n reguit lyn, dan moet ons net weet dat 2 hoeke wat en hierdie is eintlik 'n belangrike woord wat ons nie in ons definisie sit nie. 2 aangrensende hoeke op 'n reguit lyn. So 2 hoeke wat dieselfde grens deel. Jy gaan nou sien wat ek bedoel wanneer ek dit sê. Is saam 180 grade. 'n Cool woord vir 180 grade saam is supplementêr. As jy ooit hoor jou onderwyser sê hierdie 2 hoeke is supplementêr, weet jy, hulle is saam 180. Reg. Dan gaan ons sien dat hoeke om 'n punt is hoeke wat saam 360 grade gaan wees. En ons gaan sien dat regoorstaande hoeke, hierdie is hoeke wat ons kry wanneer 2 reguit lyne kruis. Dit maak so X soos wat ek nou vir jou wys. As 2 reguit lyne kruis, gaan ons altyd regoorstaande hoeke kry en hulle gaan altyd gelyk wees. Dis die teorie, dis net die idee. Soos altyd leer ons deur voorbeelde. Kom ons kyk na die eerste voorbeeld. Goed, so die eerste voorbeeld is 'n voorbeeld wat hoeke op 'n reguit lyn gaan ondersoek. Nou, ek het nou net die woord gebruik aangrensende hoeke en toe sê ek dis hoeke wat 'n grens deel, soos Suid-Afrika en Botswana. So hierdie 2 hoeke, X en 150 grade, hulle lê definitief op 'n reguit lyn hieronder. So ek verstaan waar hoeke op 'n reguit lyn vandaan kom. En ek sien, as ek my highlighter vat, hulle deel hierdie grens. Daai geel lyn is 'n deel van al 2 hierdie hoeke. Okay, so dis aangrensende hoeke, hulle lê op 'n reguit lyn. Ek onthou die eienskap het gesê, hulle moet saam 180 grade wees. Nou, van julle gaan dadelik vir my sê, X gaan 30 grade wees, en jy is reg. Die vraag is, hoe moet ons dit skryf sodat ek al my punte kan kry? Nou, as ek my tabelletjie trek, meeste van ons, laerskool of hoërskool, ons werk met so 'n tabelletjie, en in die tabel is daar altyd 'n bewering kant, en vir elke bewering moet daar 'n rede wees. Dis meetkunde. Nou sê ons, wel, ons weet dat X plus 150 grade moet gelyk wees aan 180 grade. Ons weet dit. Hoe weet ons dit? En hier is waar die baie belangrike leerwerk inkom. Ons weet dit want hoeke op 'n reguit lyn. Dit is die eienskap wat ek elke keer moet neerskryf as ek hierdie bewering skryf, moet ek hierdie rede gee. Hoe kry ek nou vir X alleen? Wel, om vir X alleen te kry, wil ek daai plus 150 grade van ontslaa raak. So ek minus 150 grade al 2 kante. Wat is 180 minus 150? 30 grade. Dis my finale antwoord vir so 'n sommetjie. Wanneer ek jou toets moet merk, dan gee ek vir jou 'n punt vir die bewering en 'n punt vir die rede. Okay, soos ek die ouer word, later kry jy net 1 punt vir die hele ding. As daai rede nie daar staan nie, of jy het hom verkeerd geskryf, verkeerd afgerond, kry jy 0 punte vir daai hele ding. Okay, so baie belangrik, dis hoeke op 'n reguit lyn, ons eerste voorbeeld. Ons tweede eienskap waarna ons gaan kyk en ook ons tweede voorbeeld is hoeke om 'n punt. Hoeke om 'n punt. Nou, die voorbeeld lyk presies soos wat dit klink wanneer ons sê hoeke om 'n punt. Nee, ons het hierso 'n punt. Kom ons maak 'n groot blou kol daar en dan is 'n klomp hoeke wat reg rondom hierdie punt gaan. En hierso is 'n onbekende X-hoek. En ons moet daai onbekende X-hoek uitwerk. Nou wat ons geleer het van hoeke om 'n punt is dat saam moet hulle almal hoeveel grade wees? Wel, jy kan seker onthou saam as ek 'n volle sirkel trek. Hoeveel grade is in daai volle sirkel?
hopelik onthou jy 360 grade. Ons noem dit ook 'n omwenteling. Ek gaan terug na my voorbeeldsommetjie. Ek onthou, o ja, my juffrou sê altyd 'n bewering en 'n rede kolom. So gebruik jou liniaal vir dit of vou jou bladsy in 2. Bewering en rede. Reg, in ons bewering kolom gaan ons sê dat ons 160 grade plus die 85 grade plus die 25 grade plus x moet saam 360 grade gee. Hoe weet ons dit? Want dis hoeke om 'n punt. Nou, baie van julle onderwysers gaan baie streng wees. Van ons wil die rede skryf as omwenteling. Dit maak ons 'n omwenteling, maar die onderwyser gaan vir jou sê, nee, ons merk nie al 'n rede reg nie. Jy moet skryf hoeke om 'n punt. As ek nou 'n sommetjie doen, ek sê 160 plus 85 plus 25, kry ek 'n 270 grade plus x is gelyk aan 360 grade. En nou sê ek, hoe kry ek vir x alleen? Ek gaan daai 270 grade moet minus aan albei kante. Wat is 360 grade minus 270? 90 grade. So ek weet, x is presies 90 grade. Ons laaste voorbeeldsommetjie voor ons 'n gemengde enetjie doen is regoorstaande hoeke. En regoorstaande hoeke is eintlik 'n baie eenvoudige een. Wat dit vir ons sê is, wanneer ek twee reguit lyne het wat kruis. Nou daar's ons een lyn wat baie definitief 'n reguit is, en dan hier soos my tweede lyn wat ook 'n reguit lyn is. En as daai twee reguit lyne kruis, dan vorm dit so x. En wat my eienskap sê van regoorstaande hoeke is dat die twee hoeke wat so reg oorkant mekaar staan in die x moet altyd gelyk wees. Dit beteken in my bewering en rede kolommetjie kan ek doeteenvoudig gaan sê x moet gelyk wees aan 40 grade. Hoekom? Want dit is regoorstaande hoeke. So eenvoudig soos dit. Regoorstaande hoeke. Let dalk net op hoe kort ek die woord regoorstaande af. Hoe meer afkortings ek gebruik, hoe meer tyd spaar ek vir die einde van die toets. Maak net seker ek gebruik al die regte afkortings. Hoe kan ek nou vir y uitwerk? Wel, vir y kan ek met een van my vorige eienskappe uitwerk. Ek kan doen hoeke op 'n reguit lyn. En jy kan nou eintlik maar kies. Wil jy y uitwerk met hoeke op 'n reguit lyn saam met daai 40 of eerder saam met x? Kom ek werk saam met daai 40. Ek sal kry dat y plus daai 40 grade moet 180 grade saam wees, want hoeke op 'n reguit lyn. En dan kan ek sê, as ek die 40 minus albei kante, kry ek y is dan gelyk aan 140 grade. Dis regoorstaande hoeke. Kom ons kyk na 'n voorbeeld waar ons al hierdie eienskappe saamsit. Nou die kombinasievraag of die gekombineerde oefening in elke liewe hoofstuk is gewoonlik die heel belangrikste oefening, want hierdie so 'n som lyk in die eksamen. Ek gaan nie net vir een eienskap op beslag laat toets nie, ek gaan almal van hulle saamgooi en dan kyk ons wat jy kan doen. Ken jy al jou eienskappe? So, wanneer ons na hierdie voorbeeld kyk, eerste ding is net observasie. Ons gaan sien, hierso het ons 'n 90 grade hoek, dit word vir ons aangedui. Ons het 'n 50 grade hoek en 'n 60 grade hoek. En dit lyk asof dit alles wat hulle vir ons gee. Wat ek jou sal aanraai om te doen is, soek, is daar enige plek reguit lyne? Ok, nou ek kan byvoorbeeld sien, hierdie lyn wat so afloop, hy is nie 'n reguit lyn nie. Hy het definitief 'n kinkel in die kabel. Maar, ek sal sien, hierso loop 'n reguit lyn, en as ek dit nie mis het nie, loop hierso ook 'n reguit lyn. Daai lyn daarso. Fantasties. Wanneer ek reguit lyne identifiseer, dit help my met twee eienskappe. Die een is, ek kan dadelik sien waar sal hoeke op 'n reguit lyn wees. Ek kan ook sien waar sal regoorstaande hoeke wees. Want onthou, regoorstaande hoeke vorm net wanneer twee reguit lyne kruis. Voor ek begin net wegspring en dinge neerskryf, moet ek eers dink, wat sal my plan wees? So as ek probeer gewoonlik alfabeties hulle uitwerk. As ek vir x probeer uitwerk, dan hopelik gaan jy sê, wag 'n bietjie, as daai drie hoeke saamwerk, is hulle op hierdie reguit lyn. Dit kan vir my hoeke op 'n reguit lyn gee. Jy sal 100% reg wees as jy dit sê. So ek kan outomaties gaan sê, ok, my 90 grade hoekie plus my 50 grade hoekie plus x moet 180 grade saamgee, want hoeke op 'n reguit lyn.
Dis my rede. As ek sê 90 plus 50, kry ek 'n 140 grade. En om vir x alleen te kry, gaan ons sê, kom ons minus daai 140 grade albei kante. 180 grade minus die 140 gee vir my 'n 40 grade hoek. Wat ek doen is, ek gaan skryf dit sommer dadelik in. Ek weet nou, daai is 'n 40 grade hoek by x. Nou moet ek vir y kry, en y is nou weer bietjie van 'n moeilike enetjie, want ek het nie 'n reguit lyn, hierdie is nie 'n reguit lyn waarop ek daai driehoeke het nie, so daai gaan nie werk nie. Ek wil hoeke om 'n punt doen, nee, die hele 360 grade ding doen, maar die probleem is, ek het nie hierdie hoekie nie, hierdie is 'n hoek met niks inligting in nie. As ek hom gehad het, kan ek met al die ander hoeke saam hoeke om 'n punt doen. So, dit kan my dalk na die regte antwoord lei. Dalk as ek van hierdie ander highlight strepe weghaal. So, kan jy hierdie hoekie uitwerk? Kan ons hom 'n groot insit? Okay? Eerste ding is, kom ek sit sommer daar so 'n letter Z, dit gaan ons help om vir hom 'n naam te gee. Om vir Z uit te werk, kan ons sê, ja, Z is gelyk aan 50 grade. Hoe het ek dit geweet? Wel, Z en 50 grade is reg oorstaande hoeke. Reg oorstaande hoeke. So, baie lekker maklik en vinnig om vir Z uit te werk. Hy is 50 grade met reg oorstaande hoeke. En nou, kyk wat het ek nou. Ek het daai hoek, daai hoek, daai hoek, daai hoek en daai hoek. Al wat ek wil hê is die laaste een. Ek kan beslis hoeke om 'n punt gebruik om vir y uit te werk. Dit sal so lyk, ek gaan sê, y plus al die ander hoeke, wat het ons als? 'n 90 grade, 'n 40 grade, 2 50 grades, 2 van hulle, en 'n 60 grade. Nou daar hardloop ek bietjie 'n spasie uit, so ek skuif hom vinnig op, en dit gee my alles saam 360 grade. Rede, hoeke om 'n punt. Ja, hulle maak 'n volle omwenteling. As ek al daai hoeke saam plus, wat's 90 plus 40 plus 50, al klaar is ek by 180, en dit sal vir my altesaam 290 grade gee, al die hoeke saam, wat ek saam met y aan die linkerkant het. Hoe kan ek daai y alleen kry? Ek minus die 280 grade albei kante, en ek kry y is gelyk aan 70 grade op die kop. Ek het vir x uitgewerk, ek het vir y uitgewerk, en kyk, ek het gebruik gemaak van hoeke op 'n reguit lyn, reg oorstaande hoeke, en hoeke om 'n punt. Gaan bemeester hierdie 3 eienskappe, en dan gaan kyk jy die video oor verwisselende hoeke, ooreenkomstige hoeke, en ko-binnehoeke. En binnekort gaan jy 'n meester wees van reguit lyne. Sterkte, as jy 'n vraag het, stuur vir ons 'n comment.